Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 18de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: 6 mense sterf in Filippi weens bende geweld. Nuushooftrekke vir vandag lyk so: verskeie dood na tanks op mense skiet in Gaza. 6 mense sterf in Filippi weens bende geweld. Adjunk president Mashatile besoek Rusland saam met verskeie ander politici. Ons speel nie in die onderwys volgens die minister. Die bulle is nie waar hulle moet wees volgens Jake White nie. Carlos Alcaraz het weer 'n goeie begin in Londen. Nadat 3 man Sondag aand in Filippi Oos doodgeskiet is nog 3 mense, onder wie 'n vermeende bendelid in Mitchells Plain doodgeskiet is. Die aanvaller was in 2 voertuie en het op 'n e-taxi diensvoertuig, 'n Honda sedan, losgebrand. Die e-taxi diensbestuurder, 'n man wie sy ouderdom nog bevestig moet word, en 2 passasiers, 'n 38-jarige man en 'n 36-jarige dame, is op die toneel doodverklaar. Die motief vir die moord word vermoedelik as bendeverwant voorgegee. Die koerante verneem die passasiers was Junaid Bali, vermeende bendelid van die Americans, en 'n vrou wat na bewering sy meisie was. In die voorval Sondag aand in Filippi Oos het aanvallers omstreeks 23:15 in die gebied bekend as Better Life by die huis ingekom waar die slagoffers gesit en drink het. Hulle het kraak op mense geskiet en 3 van hulle, tussen die ouderdomme van 28 en 39 jaar oud, is op die toneel doodverklaar. 'n 4de man is ook gewond. In 'n ander voorval op 5 Junie is 3 mans in hegtenis geneem nadat 3 mense dood is in 'n skietery in Wallasdean, Kraaifontein. 'n 17-jarige en 'n 20-jarige is op die toneel doodverklaar. 'n 18-jarige slagoffer is later in die hospitaal dood en 'n 4de slagoffer is ook gehospitaliseer. Die polisie ondersoek ook 'n 3-dubbele moord in Mei in Parkwood, Grassy Park. Die 3 mans in hulle 30s en 40s is dood en 'n 4de man is gehospitaliseer. Mense wat inligting oor hierdie voorvalle kan die stopmisdaadnommer by 08600 10111 skakel. Minstens 59 mense is dood toe Israeliese weermagtanks gister op 'n skare losgebrand het wat probeer het om noodvoorrade van vragmotors in Gaza te verkry. Video's op sosiale media wys verminkte lyke in 'n straat in Khan Younis in die suidelike dele van die Gaza-strook. Die Israeliese weermag, wat sedert Oktober 2023 in 'n oorlog met Hamas gewikkeld is, het erken dat in daardie gebied gevuur is en ondersoek hierdie voorval nou. Die mense sterf, hulle word uitmekaar geskeer terwyl hulle kos vir hulle kinders probeer kry, het die plaaslike gemeenskap gesê. Palestynse medici sê minstens 59 mense is dood en 221 mense is gewond, waarvan 20 in 'n kritieke toestand verkeer. Slagoffers is met burgerlike voertuie, riksha's en donkiekarre na die hospitaal gebring. Paramedici sê minstens 14 ander mense is ook weens Israeliese geweervuur en lugaanvalle elders in die digbevolkte gebied dood, wat gister se dodetal op minstens 73 mense te staan bring. Die voorval is die jongste in byna daaglikse aanvalle op Palestynë wat hulp soek sedert Israel 3 weke gelede 'n gedeeltelike opheffing van die totale blokkade op die gebied ingestel het nadat dit amper 3 maande van krag was. Adjunk president Paul Mashatile het gister op 'n werksbesoek in Rusland aangekom waar hy onder meer met president Vladimir Putin sal vergader. Daar sal veral gekonsentreer word op sektore soos landbou, motorvervaardiging, energie, mynbou en wetenskap en tegnologie. Mashatile sal Moskou en Sint-Petersburg besoek waar hy met Putin sal vergader en hulle onder meer oor beleggings sal moet praat. Mashatile en sy afvaardiging keer Saterdag terug na Suid-Afrika. Hy word gesel van Alwyn Botha, adjunk minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Dr. Blyton Zimandi, minister van wetenskap, tegnologie en innovasie, Bemi Majidina, minister van water en sanitasie, Pakstau, minister van handel en nywerheid en mededinging, Nokozula Kapa, adjunk minister van landbou, Zisle Sikelala, adjunk minister van openbare werke en infrastruktuur, Phumzile Maqhina, adjunk minister van energie en petroleumbronne en Pies Mawe, adjunk minister van sport, kuns en kultuur. LP soek antwoorde oor wat presies die inwerkingstelling vir veral die omstrede klousules oor openbare skole se taal en toelatingsbeleid in die wysigingswet op wette op basiese onderwys Bella vertraag. Kwarube het op die portefeulje komitee oor basiese onderwys verskyn
kort nadat sy en haar departement die afgelope donderdag nuwe riglyne gepubliseer het wat die inwerkingstelling van die Bella-wet moet lei. Sy het ten sterkste ontken dat die implementering van die wet vertraag word en aanvoer dat die nasionale regulasies teen einde Junie soos beloof vir openbare kommentaar gepubliseer sal word. Nog 'n ANC-LP het gesê daar is baie debat en kommer oor die vertraagde inwerkingstelling van veral die taal- en toelatingsklausules. Daar moet aanvaar word dat niemand hier is om speletjies te speel nie, het sy gesê. Volgens haar het president Cyril Ramaphosa die wet in September verlede jaar onderteken en 3 maande vir verdere konsultasies oor die taal- en toelatingsklausules gegee, daarna die hele wet in werking getree. Volgens haar is dit egter nog 2 weke wat oor is tot die einde van Junie. Die opstel van die regulasies is 'n baie ingewikkelde proses, het sy aan almal gesê. Die kabinet sal na verwagting voor die einde van die jaar 'n besluit neem oor die sluiting van Israel se ambassade in Suid-Afrika, soos sê Ronald Lamola. Lamola het president Cyril Ramaphosa na die G7 beraad in Kanada vergesel en vandaar aan die sessie deelgeneem. Hy sê die finale besluit oor die sluit van die ambassade berus by die kabinet. Die besluit sal geneem word met onder meer die inagneming van die grondwet en Suid-Afrika se internasionale belange. Tot tyd en wyl die besluit geneem word, sal die status van Israel se ambassade afgegradeer bly. Ons sal ons deur niemand van buite laat voorskryf oor wat om in ons land te doen, sê Lamola. Die afgegradeerde status beteken dat die Israelse ambassade nie met die regering oor diplomatieke of ekonomiese aangeleenthede sal kan praat nie. Dit kan bloot visums uitreik en die reis van toeriste tussen Suid-Afrika en Israel fasiliteer. 'n Dokter wat die Friendster, Matthew Perry, van ketamien voorsien het, kort voor Perry se dood daaraan, gaan skuld beken op 4 aanklagte dat hy ketamien versprei het, berig die koerante. Dr. Salvador Plasencia sal binne die volgende paar weke in die hof verskyn, berig die koerante. Perry, wat teen dwelm en drankverslawing gestry het, is in Oktober 2023 dood in sy verhitte swembad by sy huis gevind. Van 1994 tot 2004 die rol van Chanling Bing in die trefferreeks Friends vertolk en saam met sy medesterre Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer wêreldberoemd geraak. Perry het 'n jarelange stryd teen dwelms gevoer en is deur sy huisdokter met ketamien vir sy depressie behandel, maar het begin om meer ketamien te gebruik as wat wetlik voorgeskryf is. Die gebruik van die verouderde rybewysmasjien is 'n tikkende tydbom. Die departement het gister hofdokumente onderteken om 'n tender ten syde te stel wat vir 'n oplossing sou sorg. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika het naamlik ongeruimthede gevind in die toekenning van die kontrak aan 'n plaaslike maatskappy in Augustus verlede jaar. Die masjien het op 5 Februarie begin om slegs die voorkant van die rybewyse te druk. Verlede week is berig, die agterstand was teen middel Mei al meer as 733.000 en dit kan 7 maande duur om die agterstand in te haal. Daagliks kom daar 12.000 nuwe versoeke in vir die druk van rybewyse. Babar Krisi, minister van vervoer, het aan die komitee gesê 'n proses is aan die gang om die geldigheid van rybewyse by private motoriste tot 8 jaar te verleng. Dit is die internasionale standaard, het sy gesê. Volgens Krisi is daar ook oorweeg om die agentskap wat die rybewyse druk na die padverkeersbestuurskoöperasie, die RTMC, te oor te skuif. Oor die probleme by die padongelukkefonds het Krisi gesê sy werk met die departement se regspan aan moontlike ingrypings waaroor sy nie nou kan uitwy nie. In reaksie op kommer oor komiteelede dat spoornetwerk geprivatiseer gaan word, het Krisi beloof dit sal nooit gebeur nie. Krisi het erken dat die huidige pogings om landwye snelbusdienste op die been te bring nie gewerk het nie. China brei sy voorraad kernplofkoppe uit in 'n vinniger tempo as enige ander land in die wêreld. China tans minstens 600 kernplofkoppe met sowat 100 per jaar wat sedert 2023 by sy voorraad bygevoeg is. 'n Woordvoerder van China se Ministerie van Buitelandse Sake sê China se kernstrategie was nog altyd een van selfverdediging en hulle land nie aan die wapenwetloop sal deelneem nie. Teen die huidige tempo van uitbreiding kan China teen 2035 oor 1500 kernplofkoppe beskik. Volgens navorsing het Rusland 5400 plofkoppe teen VSA se 5177. Eskom se agterstallige skuld bly steeds net Eskom se kopseer, word daar gesê. Hoewel die wankelrige ekonomie ongetwyfeld benadeel gaan word deur Eskom se tariefverhogings van 12,7% vanjaar, kon die impak selfs groter gewees het as NERSA nie by sy standpunt gebly het nie. Eskom het in sy 6de veeljarige tariefbepalingsaansoek aangedui hy wou bykans 30 miljard rand gehad het. NERSA het dus van Eskom verwag om 'n betalingskoers van 99,5% te handhaaf, maar teen 2022 boekjaar besef dat die bykomende inkomste
het geen wesenlike verskil aan hulle geld gemaak nie, gegee die hoofbrekings wat sy nie betalende klante aan hom besorg waar daar gereeld oor Eskom sy moontlike skuldafskrywings gegons. Eskom dui aan dat in die boekjare tussen 2015 en 2023 altesaam 11,9 miljard rand wat Soweto so agterstallige skuld afgeskryf het. Jake White wys daarop dat die bulle nog nie is waar hulle moet wees nie. Saterdag op Krokkie Park is daardie realiteit pynlik blootgelê toe Leinster korte mette van die besoekers gemaak het. White se groep is meer ervare en daar is gesonde mengsel van ervaring en jong talent in sy span. Die voormalige Springbok afrigter se bedoeling is goed wanneer hy vra dat die land se topspelers in Suid-Afrika moet speel, maar met die rand as geldeenheid is dit baie vergesog gevra. Springbokke soos André Pollard en Jan Serfontein is op pad terug Suid-Afrika toe, wat daarop wys dat hy 'n ervare groep met diepte nie wensdenkere is, het hy gesê. Die hastige Sebastian de Klerk het in Kurtley Arendse se afwesigheid met sy aanvallende vernuf op die bokradar verskyn. David Kriel het nogmals bewys hy's vir groot rugby in Suid-Afrika bestem. In die pak het die vaskopstit Wilka Lou 'n skrikbewind in die skrams gevoer nadat die uur Andrew Porter om Saterdag getem het. Hoewel die bulle naas Leinster die meeste drie gedruk het, was White se span die seisoen waarskynlik 'n rapsie meer konservatief gewees. Max Verstappen het in Montreal aangekom met 11 strafpunte op sy Superliga sensasie nadat in Spanje in 'n botsing met George Russell van Mercedes betrokke was en 12 punte aktiveer outomatiese skorsing. Die viermalige wêreldkampioen sal geen punte verloor tot na Oostenryk by Red Bull se tuiswedstryd wat op 29 Junie sal plaasvind nie. Russell het nadat hy in die voorste wegspringplek gekwalifiseer het gesê hy het meer strafpunte om mee te speel as Verstappen en dit kan tot sy voordeel strek. Red Bull het na die Kanadese Grand Prix 'n protes teen Russell se sege geloods, maar dit is verwerp. Die span het aangevoer dat Russell die reëls oortree het deur onreëlmatige bestuur toe die veiligheidsmotor in die laaste rondes ontplooi is en ook onsportiewe gedrag getoon het. Beamptes het die beweringe van die hand gewys en Verstappen moes dus met die tweede plek tevrede gewees het. Carlos Alcaraz het op Roland Garros teen Sinner, die wêreld se voorste speler van Italië, een van die beste terugvegpogings in die geskiedenis van Grand Slam tennis gelewer. Die 5-malige Grand Slam wenner het sy batterye na die uitmergende eindstryd op die eiland Ibiza gaan herlaai. Sy fokus is egter nou weer op die grasbaan seisoen en hy sal hoop dat hy sy spel op hierdie oppervlak na behore by die Queen's Club sal kan opskerp voordat hy sy titel by Wimbledon moet gaan verdedig. Alcaraz het sy veldtog by Queen's gister teen die Australiër Adam Walton op 'n wennoot begin deur met 6-4 en 7-6 te wen. Jannik Sinner, eerste gekeerde, het gister in sy aanslag in die Heilope die Duitser Jannik Hanfmann met 7-5, 6-3 in die ronde van 32 getroof. Intussen sal Suid-Afrika se Lloyd Harris, die ervare Marin Cilic van Kroasie, vandag weer kragte meet, die keer op gras vir 'n plek in die kwart eindronde van die Nottingham 2 se ope. Die voormalige Engeland kaptein Owen Farrell sal na Saracens terugkeer nadat hy een seisoen by die Franse klub Racing 92 deurgebring het. Farrell wat Saracens gehelp het om die 6 Engelse Premierliga en die 3 Europese Kampioenbeker titels te wen, het na 2023 se Wêreldbeker toernooi sy pligte vir Engeland laat vaar en gesê hy moes dit ter wille van sy geestestoestand gedoen het. Rory McIlroy se gesamentlike 19de plek in die afgelope naweek se Amerikaanse Ope was genoeg om hom van 'n outomatiese plek in Europa se Ryder Beker span te verseker. Die 36-jarige Noorduur is tans tweede op die wêreldranglys met 'n oorwinning in Meesters in April, sowel as seges in die Spelerskampioenskap by Pebble Beach vroeër die seisoen wat hom 'n opstoot gegee het. Engeland se Luke Donald sal die span se kaptein wees. Die Springbok-ikone Bakkies Botha en Brian Habana het 'n droomspan van die laaste 30 seisoene in die Europese Kampioenbeker reeks gehaal. Oor Botha word gesê sy helde daar in 3 agtereenvolgende Kampioenbeker seges meer as genoeg om hom op slot in die span in te kry. Die voormalige Ierse kaptein Paul O'Connell is as die slotmaat vir hom gekies. Habana se bydrae tot Toulon se weldslaan 2014 en 2015 word ook uitgelig as 'n rede vir sy insluiting in die span. Suid-Afrika se spanne het hulle toetrede tot die Kampioenbeker reeds in die 2022-2023 seisoen gemaak en nog nie verder as die kwart eindrondes gevorder nie. Die Bulle, Haie en Stormers wat almal onder die voorste 8 spanne op die seisoen se VRK puntelys geëindig het, sal volgende seisoen weer in hierdie kompetisie mag speel. Themba Bavuma, kaptein van die Proteas, sy hoop die wêreldtoetskampioenskapstitel is die eerste van nog baie wat moet kom. Suid-Afrika het Saterdag op 213 vir 2 nog 69 lopies benodig
en het toe met 282-5 ten einde ten laaste 'n lang titeldroogte verbreek. Daar was baie twyfelaars oor die paadjie wat ons gestap het om tot hierdie punt te kom. Ek dink die manier waarop ons gespeel het dit alles uitgewis, het hy gesê. Johan Ackerman, voormalige afrigter van die Leeu's, hoop om weer in Suid-Afrika wortel te skiet wanneer hy sy werk as konsultant by die Junior Bokke afgehandel het. Ackerman sê hy sal kyk wat die toekoms inhou wanneer Junior Bokke se veldtog klaar is. Die onder 20 wêreldbeker toernooi in Italië strek van 29 Junie tot 19 Julie. Ek sal gaan waar daar geleentheid is, of dit nou in Kaapstad, Pretoria of Durban of enige plek is. Ackerman het die Leeu's in 2017 verlaat om by die Engelse klubspan Gloucester aan te sluit. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberg vir die streek lyk so, Messina 13-29, Polokwane 10-23, Lephalale 10-27, Mbombela 10-30, Mahikeng 6-22, Pretoria 9-24, Johannesburg 9-15, Ermelo 5-19, Richards Bay 12-23, Pietermaritzburg 11-19, Durban 14-21, Port St Johns 13-21, Bethlehem 5-16, Bloemfontein 6-17, Allewal Noord 5-15, Welkom 7-20, Vryburg 9-23, Kimberley 7-18, Appington 6-17, Prieska 7-16, Springbok 3-15, Karasburg 4-15, Keetmanshoop 6-21, Mariental 10-25, Alexanderbaai 10-17, Brandvlei 3-14, Loederitsbaai 10-23, Vredendal 10-17, Kaapstad 12-17, Sutherland 0-8, George 9-14, Jeffreys Bay 9-17, Geberra 9-18, Graafreinet 5-13, Oos-London 9-19, De Aar 4-13, Molteno 3-11, Beaufort Wes 8 in die oggend, 14 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R18.02 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.67, die euro kos R20.69, die pond verhandel teen R24.20, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $37.14 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,385 ook per fyn ons, die prys van Brent olie is $73.23 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag, wees vrolik en bly, ons is al halfpad, wees rustig vandag, wonderlike woensdag vir jou. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n Aangename woensdag word vir almal toegewens.